Goeiemôre almal. Is baie lekker dat ons so op hierdie mistige oggend so as 'n gemeente bymekaar is. Ek het 'n paar goed gehoor oor vandag. Ek het gehoor ek is op pad Frankryk toe. En ek is nie op pad Frankryk toe nie om te gaan wyn proe of iets nie. So ek het nie soveel geld nie. Dit is net 'n grappie. Ook 'n klomp goed gehoor. Hoekom wil ons nou almal vandag hierso so saam wees? En dit is om bloot al die inligting en die werksaamhede vir ons gemeente vir hierdie finansiële jaar met u te deel en sommer die terugvoer van die wonderlike seën wat die Here vir ons gegee het. Janay is op kraamverlof tot Mei maand. Ek en sy het wel besluit dat ons hierdie diens nie kan laat wag tot Mei maand nie, dat ons dit so vinnig as moontlik in Maart doen by die nuwe finansiële jaar. En sy en Roan hardloop hier rond en Nadia ook. Hulle is besig met die kinders vandag. So ons het so 'n bietjie af van dit. Is ons maar eintlik maar hulle werk. Ek weet nie op wiese tone trap ek nou nie, maar ek sien ook vreemde gesigte hier wat vandag dalk vir die eerste keer hier is. En hier's 'n klomp jong mense ook. Ek dink selfs is die belydenis in die groter groep van jou. Maar kom ons draai so na mekaar. Kyk mekaar in die oë, groet mekaar. Want die Here is ook hier, ons Here. So kom ons groet mekaar daar waar ons in die bank sit. Ek gaan so 'n paar oomblikke van stilte gee. Wat ons kan instel vir hierdie diens. Ons gaan 'n kort boodskap ook lewer. So ek gee so 'n paar oomblikke van stilte waar jy net dit wat op jou hart is vir die Here kan gee. Goeiemôre van my kant af ook. Dit is my baie groot voorreg om vandag hier te wees en baie lekker om so 'n bietjie af te kan hê. Wanneer ons vandag stil raak en weet dat ons ook saam hier is omdat God ons hier saam gebring het, kan ons vandag mekaar sê dat vandag deel is van die lydenstyd. Dat ons mekaar sê dis deel van die 40 dae voor Paasfees, dat ons doelbewus 'n bietjie anders lewe, doelbewus op ander dinge fokus, juis om ons in te stel op Jesus Christus. Die pad wat hy gestap het, die lyding waardeur hy gegaan het, en jy sal 10-10-1 gehoor het dat mense praat van in hierdie 40 dae vas hulle graag. Hulle doen afstand van hulle daaglikse roetine, vas dalk 'n sekere kos of 'n sekere sepie of vas dalk vir 'n hele dag lank. Maar dit is om ons te help om doelbewus anders na die lewe te kyk. En na die tyd wat ons graag eerder sou wou eet of graag eerder op onsself in wou wees, dat ons daardie tyd sal gebruik om onsself in te stel op Jesus Christus en te bid. En omdat ons in hierdie lydenstyd is ons lewe 'n bietjie anders. Ons probeer om die lydenspad van Jesus Christus ook te stap. En wanneer ons in hierdie lydenspad is, wanneer ons graag agter Jesus Christus wil aanstap, moet ons mekaar sê, hier in ons konteks, hier in Suid-Afrika, is daar ook lyding. Ons is diep bewus van die seer om ons. En daarom is dit nodig dat ons na ons bedieninge later kyk. Ekskuus. Na ons bedieninge kyk en ook vir mekaar sê, hierdie bedienings is juis daar, sodat ons in God se koninkryk hier in Suid-Afrika 'n verskil kan maak. So wanneer ons die woord gaan lees, dan is dit ook vir ons die tyd wat ons onsself instel op die lydenstyd, dat ons mekaar sê, God het ons hier by mekaar gebring om ook anders in sy koninkryk te leef. So daar waar staan liturg, sal ek of Dani voortgaan, en waar staan almal, wil ons julle graag nooi om saam met ons hardop te reageer. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen ons eie pad geloop. Here, dink aan my.
Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Here, dink aan my. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Here, dink aan my. Laat ons dan altyd die sterwe van Jesus in ons liggaam saamdra, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Here, dink aan my. Gedurig word ons wat nog lewe ter wille van Jesus aan die dood uitgelewer, sodat die lewe van Jesus ook in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. Here, dink aan ons. Dit is volbring. Amen. Sluit net die oë. Here, hier waar ons so saam is, bring ons al die lof en eer aan U. U is goed. U is 'n liefdevolle, genadige God. 'n God wat met ons op pad is. Wat saam met ons stap. Wat in ons woon. Wat in Jesus Christus vir ons kom wys het hoe ons moet stap. Ons bely dat ons baie keer ons eie roetes volg. Here, lei ons, wys ons die pad, gee ons die krag om U eindtyd te volg. U is ons gasheer. Here, U is hier alom teenwoordig. Amen. Genade en vrede vir U van God ons Vader en Here Jesus Christus deur die kragtevolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, wat 'n voorreg om hier saam te kan wees as U gemeenskap, as U kerk. Ons weet vandag dat U elkeen van ons hier bymekaar gebring het omdat U 'n afspraak het met elkeen van ons. Here, waar ons uit Handelinge 2 gaan lees oor die eerste kerk en hoe dit gewerk het en wat se werk hulle alles in die koninkryk gedoen het. Here, mag elkeen van daai woorde onsself kom aanraak, ons eie lewe kom rig. Here, sodat ons as U geloofsgemeenskap in die koninkryk sal werk, werksaam sal wees, maar ook sal toelaat dat daar in ons lewe gewerk word. Here, juis sodat hierdie wêreld en onsself in 'n dieper verhouding met U kan leef. Daarom vra ons, wanneer ons nou uit die woord uit gaan lees, spreek Here. Ons as die dienaars is hier en ons luister en ons vra Here, kom verander ons harte deur die werking van die Gees. Ons bid dit in die groot en almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees dan saam uit Handelinge 2 vanaf vers 36 tot 47 en dit gaan oor die eerste gemeente, oor hoe hulle funksioneer het en is net nadat die Heilige Gees uitgestort is. So ons weet, dit kom van 'n sekere plek af, dis God wat daar besig is, dis God wat veroorsaak dat dinge lyk soos wat dit lyk, dat dit funksioneer op 'n sekere manier. Ek lees dan graag vir ons uit Handelinge 2 vanaf vers 36. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig
en hulle aangespoor: "Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop." En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ek dink wanneer 'n mens na jou eie lewe kyk en dink waar jy tuis voel en tuisgevoel het, sal dit 'n paar plekke wees wat by 'n mens opkom. Baie keer is dit in jou familiehuis, baie keer is dit by 'n groep, 'n sportklub. Baie keer is dit ook by die kerk, by 'n klein groep, by 'n omgee groep. Omdat ons net mense is dit ook so dat dinge soms vertroebel in die wêreld. En dat die wêreld vir mense rigting kan aangee. Rigting kan aangee hoe jou lewe inrig. Dat mens baie keer ontuis voel met die waardes van die kerk. Die eerste gemeente bring 'n mens terug na die waardes van die kerk. Ons kan nie alles doen net soos hulle gedoen het presies nie, maar ons kan baie by hulle leer. En so het na hierdie eerste gemeente 'n klomp gemeentes ontstaan, ook hier na die suidpunt van Afrika. En die uitdaging vir ons hier in die suidpunt van Afrika is om te eien waar ons is, waar ons woon, waar ons werk, wie is die mense saam wie ons werk. Ons gemeente is in die pragtige area tussen Mosselbaai en George, wat grootendeels afgetrede mense is. Ons gemeente vroeër was daar baie jonger mense, maar soos die gemeente ouer geraak het, hoor mens baie keer die gedagte dat mense sê is gryskoppe wat voor hulle sit. Ek raak ook al grys hier om my slape. Dis nie julle wat my grys maak nie. Dis maar deel van die genetika. Maar ek is al 14 jaar in die gemeente. En wat ek in die gemeente ondervind het, is dat baie van hierdie waardes teenoor my as mens, teenoor mekaar en die liefdevolle manier hoe julle met mekaar omgaan, beteken ook dat ons soms verstaan wat in die eerste gemeente gebeur het. Ons kan nie anders as om te sê, ons is 'n belydeniskerk nie. Vers 36 sê dit eintlik baie sterk. Belydeniskerk sê baie sterk, wie is ons? Ons sê Christus is ons Here. Ons bely gereeld ons geloofsbelydenis. Hierdie jaar is dit die viering van Nisea. Ons het die afgelope week, ek was by die synodale werk besig in Wellington, oor die viering van die belydenis van Nisea saamgedink. En wat beteken dit soos belydenis, dat ek en jy staan nie op ons eie voete nie. Ons rus op die skouers van almal wat voor ons gekom het. En ons kyk ook vorentoe. Maar ons Heer is Jesus Christus. Ons
gaan die hele tyd terug na hom, na sy lewe, na sy werk. En ek het 'n kollega gehad wat in hierdie gemeente baie hard gewerk het. Ek het gesien dat hy hom soms oorwerk. En sy pastorale werk, die diens van die gebede, die leer van die apostels, is tot vandag toe in van sy klein groepe nog sigbaar. Wat ek hiermee wil sê, ek ken nie die leraars en die geskiedenis van die gemeente noodwendig voor Paul nie. Maar ek ken vir Paul. Ek ken al sy sterkpunte en ek het hom as 'n kollega erken en ek het ook geweet hy's baie goed met admin. Maar die Here het by die eerste gemeente 'n klomp mense bygevoeg. En die Here het mense ook gestuur na ons toe. Julle is gestuurdes na ons gemeente. Julle is mense wat bykom. Miskien kyk julle die gemeente uit. Jy kyk of jy tuis voel. Jy kyk of jy hou van my, of jy hou van Shanay. Maar jy kom rus en jy vind jou voete hier en jy kom sit en op 'n manier besluit jy dis die plek vir jou. Maar die waarheid is, dit gaan nie oor my of Shanay nie, dit gaan oor die Here. En julle is gestuurdes na die gemeente om jou gawes en jou insette en jou betrokkenheid by hierdie gemeente te belê. Al is dit wat daar waar jy is by 'n fietsryklub. So ons het 'n bietjie 'n ander uitkyk oor die bediening, dat die bediening nie net is oor dit wat hier gebeur nie, maar veral dit wat daar buite gebeur. Al die werk waarmee jy en ek daar buite betrokke is en hoe ons leef en hoe ons gesels. Dis eintlik die evangelisasie voertuig wat mense trek na jou en na gemeente. Dis 'n ander bekering, nie? Dis God se werk. Dis God wat maak dat ek en jy hierby betrokke is en by mense betrokke is. En deur alles het ons die kerk, die NG Kerk gesien wat baie verander. 'n NG Kerk wat baie mense baie oor opgewonde is en ander minder oor opgewonde is. Maar ons is 'n belydeniskerk. En ons bely ons is die Here en ons gaan ons toelê op die leer van die apostels en met verantwoordelikheid die lig wat op die skrif val met nuwe insigte ook ernstig op te neem. Ook met die wetenskap en met alles. En dit te toets aan die woord van die Here, Jesus Christus is ons Here. En in dit het ons op 'n klomp waardes besluit. Julle sou agtergekom het dat ons in die gemeente baie sterk daarop klem gelê het dat ons gaan fokus op dit wat ons saam bind en nie dit wat ons uitmekaar uit gaan trek nie. Ons maak 'n standpunt al lankal in ons gemeente oor wie ons is. So waar mense saamkom, moet ons kan verskil. Ons ag jou stem baie duidelik en baie eg, maar ons sê ook ons hoef nie noodwendig oor elke klein dingetjie, of dit nou politiek is, of van Trump hou, of van Biden hou, of van wie ook al, niks van Ramaphosa hou nie, soos wat julle om die braaivleisvuure praat, is eintlik nie vir ons so belangrik nie. Hoe ons met mekaar omgaan is belangrik. As julle ons almanak gaan sien, gaan julle sien dit is 'n man met oop hande wat ontvang van God, wat die genade van God ontvang, wat nie net die genade ontvang nie, maar wat iets deel met mense. So ons ontvang al hierdie geskenke en ons sê dan op grond van dit wat ons ontvang het, aanvaar ons hierdie genade van God. Dis die bekering. So bekering is God se werk en ons aanvaar dit in genade, maar net so aanvaar ons mekaar. In ons gemeente het ons baie sterk daarvoor opgestaan. Ons sê almal is welkom. Jesus vir ons, Jesus vir almal. Dis ook ons visie.
Al hou jy nie van die ou hoe hy loop, sit of staan nie, dis deel van ons evangelie. In die eerste gemeente is daar talle mense by die gemeente gevoeg. Dit was ook nie mense wat noodwendig eners gelyk het nie, maar hulle het by mekaar gekom in huise. So, ons het geleer in ons gemeente, ek kan ook vir die gemeente dankie sê daarvoor. Ons het geleer dat een van die waardes wat ons dan met mekaar deel is, ons aanvaar mekaar. Die vir mekaar formule is baie duidelik in die Bybel. Ons aanvaar mekaar want ons word aanvaar deur Christus. Daarom aanvaar ons mekaar. Maar ons het ook deernis met mekaar. Ons het deernis met mense se seer. Ons poog om nie alles te weet nie, want ons weet nie alles nie. Ek weet nie alles wat in jou lewe aangaan nie. Ek sit soms saam mense, ons bid saam mense, ons lag, ons huil. Mense wil my lankal sien voor ek in Amerika was. Daar was 'n misverstand. Ek het nie gesien nie, Shanay het hulle gesien. Ek gaan sit by mense en die wonderlike ding is net die spanwerk van dit. Ek het hulle gesien toe ek uit Amerika uitkom, in die getuienis wat ek kry oor die wyse van deernis, hoe Shanay daai situasie toe ek op pad uit was om te vlieg, hoe sy dit hanteer het ook vir my gesê, sy verstaan deernis, mense se seer, maar net so ek ook. Ons het al die lewe gesien, en ons wil vandag in hierdie gemeente vir julle terugvoer gee oor die pad wat ons glo die Here vir ons mee lei. Die pad wat ons in hierdie jaar gaan stap. En ook die spanwerk wat ons mee gaan saamwerk. Ons is nie volmaak nie, maar ons is lief vir die Here. Want die Here het ons gekies. Die Here het ons geroep. En ons gaan poog om altyd hierdie pad van integriteit met elkeen van julle te stap. Ek gee oor aan Shanay. So Dani het nou die eerste 2 waardes aangeraak wat ons saam besluit het, deel van die pad is wat ons vorentoe stap, oor hoe ons met mekaar werk. Ons visie en ons missie is wat ons doen, maar die manier hoe ons met mekaar saamwerk en hoe ons in God se koninkryk werk, is deel van ons waardes. So die eerste een wat hy genoem het is aanvaarding en die tweede een is deernis. Die derde een is eensgesinde blydskap in Christus. Nou in vers 44 van Handelinge 2 lees ons, al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Nou ons weet natuurlik, ons elkeen wat vandag hier sit, kan nie noodwendig alles gaan verkoop en net alles met mekaar deel nie. Die lewe lyk 'n bietjie anders vandag as wat dit in daardie tyd gelyk het, alhoewel iets van hierdie beeld vir my redelik idillies voorkom. Dit klink vir my lekker om elke dag saam met almal te kan kuier en elke dag saam met almal te kan eet, en ek het die voorreg om dit baie keer te kan doen, ook as ek by julle huise omkom, dan is daar gereeld maar ietsie voorberei. Ek moet al begin ophou eet oor al die gewig wat ek en Roan opgetel het terwyl ons hier is. Ek en Dani praat in die week en hy sê vir my, hy sien ons dit gaan goed met ons hierso. So dit gaan goed met ons hierso. Ons is baie bevoorreg. Maar dis deel van daardie gemeenskap van gelowiges. Dis deel van wat elkeen van ons saam hierdie moet kan beleef in hierdie geloofsgemeenskap. Wat ons saam tyd spandeer, saam iets van God se goedheid kan beleef. En dis waar hierdie eensgesinde blydskap in Christus vandaan kom. Ons hoef nie dieselfde oor die lewe te dink nie, maar ons moet saam kan praat daaroor. Ons moet saam kan verskil daaroor. Die volgende waarde hak eintlik by al hierdie waardes aan en dis mededeelsaamheid. Dat ons saam die lewe deel, nie noodwendig ons besittings, dit wat ons elke dag kan vashou, dit wat ons kan sien,
dit wat ons oordroom nie, maar ons tyd, ons geloof, dit alles wat ons met mekaar kan deel. En dan laastens, ons laaste waarde, wat ons glo eintlik ons heel vertrekpunt dan sou wees vir die jaar wat voorlê om elkeen van die ander waardes in te pas, is dan nou gasvryheid. Want ons mekaar sê, hierdie gemeenskap, hierdie gemeente, moet 'n plek wees waar mense welkom voel. Elkeen van ons het die taak en die opdrag om gasvryheid uit te leef. Nou, ons het 'n gasvryheidsbediening hier by die gemeente waarvoor ons verskriklik dankbaar is vir al die werk wat hulle doen, maar dis nie hulle werk alleenlik om hierdie gemeente te help om gasvry voor te kom nie. Tannie Isabella wat daar by die deur elke Sondag staan, meeste Sondae ten minste, dis deel van Tannie se werk om iets van gasvryheid uit te leef, wanneer ons mense groet. Mense wat by hierdie deur staan elke Sondag, dit wissel so, ek wil nie noodwendig mense uitsonder nie, maar dis deel van elkeen van ons se taak om iets van gasvryheid uit te leef. Julle jong mense wat deel van die belydenisgroep hierdie jaar is, dis deel van jou werk om iets van gasvryheid uit te leef, om mense te groet en hallo te sê, om mense te laat welkom voel. Dis deel van elke bediening se opdrag. Want dit is wat gemaak het dat mense uiteindelik deel geraak het van die geloofsgemeenskap. Dis wat gemaak het dat daar by die 3000 mense nog mense bygevoeg is. Elke dag raak daar mense by die eerste gemeente nog deel van die geloofsgemeenskap. En ons iets anders in hierdie gemeenskap, iets anders in hierdie gelowiges, wat maak dat hulle deel wil wees daarvan. Wanneer ons oor Handelinge 2 nadink, wanneer ons hierdie teks weer en weer lees, besef ons, dis deel van elkeen van ons se opdrag ook, om hierdie waardes uit te leef, sodat mense iets van God se goedheid sal beleef. Vers 36, soos wat Dani gesê het, is dan die beginpunt om te sê, dis ons vertrekpunt, dis wat maak dat almal bymekaar kom en dis Christus. Christus wat elkeen van ons bymekaar bind. Ek wil dan oorgaan na die bedienings toe, wat ons vir julle graag wil terugvoer gee, om te sê, dis die bedienings wat in die gemeente funksioneer, en ons wil julle regtig graag uitnooi. As jy weet van iets wat 'n leemte is hier by die gemeente, jy het graag 'n behoefte vir 'n belangegroep dalk, om mense te hê wat saam met jou gaan visvang, of om saam met mense te gaan draf. Ek weet dis deesdae 'n groot ding, hierdie drafgroepe of fietsrygroepe soos wat Dani ook genoem het. Kom sê vir ons. Ons kyk hoe ons jou kan help om verder iets van hierdie droom uit te leef, juis sodat mense kan tuiskom, juis sodat mense iets van hierdie waardes van ons geloofsgemeenskap kan beleef. So ek wil graag dan begin eerstens met die fondsinsameling. So Johan Smit is saam met ons deel van hierdie bediening, hy neem leiding daar, en daar word verskriklik baie werk gedoen by die fondsinsameling. Julle sal sien, hierso is daar duisende foto's van alles wat net laas jaar plaasgevind het, oor wat in die gemeente gedoen word om fondse in te samel, wat deel van ons begroting vorm. Die golfdag vorm deel van ons begroting. Die bazaar vorm deel van ons gemeente se begroting. Nie om te sê, ons wil net elke keer nog geld bymekaar maak, sodat ons dit vir onsself kan hou nie, maar juis, sodat ons 'n verskil in God se koninkryk kan maak. Juis sodat ons in God se koninkryk werksaam kan wees, kan getuig van God se goedheid. So julle sien, daar is die golfdag, daar is opvoerings, die dankfees, ons het laas jaar die lekker SSS konsert gehou, waar ons lekker saam gedans het en stories geluister het, en is deel van ons gemeente se tradisies, om dit saam te doen. Dit is ook daar waar ons iets van saam wees, van gemeenskap wees, dan beleef. Die volgende bediening wat ons het, is die eiendomsbediening, en die voorsitter daarvan is oom Gert, wat baie hard werk en baie werk agter die skerms doen, wat ons baie min eintlik van bewus is. Die feit dat ons vandag hier binne sit, die feit dat die plafonne nie uitmekaar uitval nie, die feit dat goed in stand gehou word, is te danke aan die eiendomsbediening. Daar word oor jare
by die pastorie, by die kerk, by Forget Me Not, oral word daar instandhoudingswerk gedoen, juist sodat iets van ons gemeente se gasvryheid ook kan uitleef. Ek weet dat as hierdie plek uitmekaar uit sou val, sou dit nie noodwendig vir elkeen lekker wees om elke Sondag hier op te daag nie. En daarom wil ons jou graag nooi, as jy graag sou wou betrokke raak by die eiendomsbediening, 'n paar insette wou lewer, 'n paar veranderinge dalk onder ons aandag wil bring, asseblief kom gesels met ons. Dit sal vir ons lekker wees om saam te droom, ook vir die toekoms van ons gemeente. Ek gaan 'n bietjie praat oor ons diensverhouding en die voorsitter daar is op die stadium is Willem de Pre wat ook voorsitter is van ons kerkraad. Julle kan die hele span daar sien, Shanay en ek en Linda, sy sit altyd daar agter, Marida, Carmi, Elfrida, Renay en Kobie. Ons noem hom Kobie, wat ook nou hier by ons aangesluit het. Ek dink die van julle wat baie by die kerkkantoor kom en die vriendelike twee leraars hier op die kansel sien, kan julle nou seker indink dat dit 'n lekker span is. Dat ons 'n lekker span is wat saam kan werk. Roan hulle het ja, ek is bly Kobie is nou by, want op die terrein was dit maar net ek altyd tussen al die vrouens. Maar dit is lekker om iemand met die hart van Willem wat vir ons lei in die kontrakte, die sake saam met sy span te hanteer. Maar ek dink wat 'n groot aanwins was, en ons moet dit reguit sê met ons jong mense, julle kon verlede jaar se dankfees sien waar Johan Smit, ons fondsinsameling voorsitter, ook 'n rol gespeel het met alles wat hulle gedoen het. Dat Shanay 'n geweldige energie ook by die jong mense gebring het en dat sy in Roan inpas. Sy gaan op kraamverlof wees tot Mei maand. So wat ons baie duidelik aan die gemeente wil kommunikeer is die gesindheid waarmee ons as 'n span goed doen. En mense kan op die grond enige iets sê, maar die gesindheid in die span weet ons baie duidelik waar ons met mekaar staan en hoe ons goed doen. Ons waardes dryf ons. So ons herinner mekaar heeltyd. Dis nie dat ons nie verskil nie, glo my. Ons herinner mekaar heeltyd aan ons waardes. Ons gaan terug na die waardes en dit word dan gedryf om te poog om jouself altyd in die ander persoon se skoen te sit. So in hierdie stadium wil ons vir Shanay die bevestiging gee dat sy in hierdie tyd in die eerste plek 'n goeie ma moet wees en dit geniet. Dis die grootste geskenk wat 'n gemeente vir so 'n persoon kan gee. Dit is iets van wie ons in die kerk is. Kerk is anders. En ons moet dit gereeld vir mekaar sê. Die kerk moet eintlik toonaangewend wees oor hoe ons mekaar en mense in werksplekke hanteer. En met hulle energie het hulle by ons ingekom en in hierdie gemeente is dit lekker om in so 'n span te kan werk. Ek meen julle kan vir Elfrida, ons finansiële beampte, Carmi wat mense verwelkom, Linda, as mens nou sien hoe alles net reggepak is in die kombuis en wat 'n raakvatter is. So ook Kobie en Renay wat by ons aangesluit het. En dan sit ons met die beste orrelis in die hele tuinroete. Ek meen ek het al mense gaan hoor, dan dink nuwe intrekkers, hoekom hulle na ons kerk toe kom, en dan het ek nog gehoop is dalk 'n preek of dit, maar dan sê hulle nee, ons kom vir julle orrelis. So en ek dink dis 'n baie belangrike ding dat julle die span sien en die span so aanvaar. Ek het ook gedink is goed
dat mense net bietjie die waarheid weet rondom ons leraars se lewe. Roan werk in George in die omgewing. Hy's 'n finansiële adviseur, hy kan 'n ander naam ook gee. Hy werk met beleggings en pensioenfondse en alles. En hulle as 'n gesin het lekker ingeskakel hier by ons in die gemeente. Ek en Nadia se verhouding lyk so 'n bietjie anders. So Nadia skryf baie, sy gee klas by Stellenbosch. Maar wat nou wel gebeur het is dat hulle vir ons so aan die einde van verlede jaar haar tegemoet gekom het dat sy net maandag en dinsdag hoef klas te gee. So sy is vandag hier, gewoonlik ry sy so 'n bietjie vroeër, want Theo slaap nou. So ons probeer dat hy slaap die eerste stuk op die pad en dan is dit makliker. So dan kom sy dinsdag aande terug en dit gaan so aan tot Mei maand en dan is dit so dat sy die tweede deel van die jaar hier kan wees. Dit sê iets van haar werkkwaliteit dat hulle so tegemoet kom. Maar as julle haar nie elke Sondag hier sien nie, moet julle presies weet wat is die rede wat sy nie hier is nie. En dan is dit ook so dat die diensverhouding met ons verlof en alles dit moet bestuur. In COVID-tyd en van 2019 af het my verlof so opgehoop dat die kerkraad vir my gesê het ek moet dit begin afwerk. Dit was ook my sabbatsverlof. Dis die rede hoekom ek lang verlof kon neem. En so ook Shanay wat nou op kraamverlof gaan. So ons wil net met die gemeente absoluut eerlik wees. Nadia moet byvoorbeeld in April met Dietrich Bonhoeffer 'n aanbieding gaan doen en ek gaan saam net vir daai tyd wat ek dan vir daai week verlof insit. Wat ons dan mense van buite af dan sal kry, want dis nou 'n oorvleeling. Hoekom ons hierdie gesprek met 'n gemeente het, is dat mense maar net die impak en verskillende situasies van 'n leraarspaar hopelik sal verstaan en vir ons kan omarm, maar net vir ons lief wees. Ons het ook die uitdagings van die lewe en glo my ons ervaar dit oral. Maar ons hoor ook soms verkeerde inligting oor Shanay, oor die kraamverlof en so ook oor ons situasie. Wat ons gemeente met die waardes dan ook gepoog het, is om te sê dat ek is byvoorbeeld nie so goed met admin nie. Ons het 'n gemeente nou op die been waar ons deelnemende bestuurstyl het. Bedoelende, jy is deel van die besluit in hierdie gemeente. Jy het 'n stem en ons wil daai stem hoor. So alles hang nie van my af nie. En of ek nou hier 'n jaar hier bly, 2 jaar hier bly of hier sou aftree, het ek nog altyd die standpunt dat die kerk nie van my of enige iemand afhang nie, maar dis die kerk van Here Jesus Christus. Vir hierdie jaar het ek en Nadia besluit dat ons die moeilike deel van die eerste gedeelte sal vat en die tweede deel van die jaar is vir ons rustiger. Dankie. Die volgende een. Dit is die rentmeesterbediening. Sarel Venter is ons voorsitter en hulle doen saam met Elfrida, ons kassiere, baie goeie werk om die fondse wat ons in die gemeente wat geïn word, die dankoffers, om alles te 'n oorsig daaroor te gee, vir die gemeente terugvoer te gee en vir ons heeltyd op grond van begrotings op ons tone te hou. Ek meen dit is Sarel, hulle se rol, hulle sal vir ons sê ons uitgawes is te veel. So ons begroot vir 'n tekort vir die komende jaar. Ons het verlede jaar ook begroot vir 'n tekort want die lewe raak duurder. Ek onthou vroeër het hulle vir ons gesê ons kan nie 'n ekstra oralis kry nie. Ook ons kan nie nog 'n leraar kry nie. Maar die Here het voorsien en ons wil vir julle baie dankie sê en vir almal wat met die finansies werk. Baie dankie sê vir julle bydraes, vir julle offervaardigheid, vir julle rentmeesterskap. As julle daar kan sien waar al ons inkomste vandaan kom, dankoffers, kollektes, dankfeeste,
die huurinkomste van die langsaan renteinkomste, fondsinsameling en diverse inkomste. En dan sal julle ook al die uitgawes kan sien. Ons het voorlopige jaarafsluiting gehou, dis nie geauditeerde syfers nie, waar ons die skatting maak dat ons het vir 'n tekort begroot en ons het afgesluit met 'n surplus wat ons vir die gemeente baie dankie wil sê. Met dit moet ons dan sê uit daai 400 000 gee ons dadelik vir ons sendelinge bedrag en ons probeer ook druk afhaal van die volgende jaar se begroting. Ons het byvoorbeeld nou die klankstelsel heeltemal verander en ek wil vir Bless hulle dankie sê daarvoor. So ons het daai onkostes aangegaan voor die afsluiting van die finansiële jaar. Mense kan vir die Here dankbaar met dankbaarheid dankie sê vir die wyse waarby ons gemeente seën. Maar vandag is 'n geleentheid wat die kerkraad, Willem, ons leraars, die bestuurspan, Sarah hulle wat ook met die fondse werk het gesê, ons dankoffers het ook opgetel in hierdie afgelope jaar. En ons wil vir julle dankie sê daarvoor. Ons besef die komende jaar is 'n moeilike jaar, maar ons wil julle ook vra om ons hand te vat om al hierdie bedieningswerk voor te sit. En as daar nood is om waar ons kan help, wat ons nog nie van bewus is nie, sê asseblief vir ons. Dankie. Die volgende bediening is die getuienisbediening. Julle sal sien, daar's verskriklik baie werk wat by die getuienisbediening gedoen word. Weekliks is hulle besig om in ons omgewing werk te doen, maar ons het ook 'n stelsel waar ons sendelinge ondersteun. So nie net hier in ons eie omgewing is ons besig om 'n verskil te maak nie, maar dit gaan ook wyeer hier in Suid-Afrika, maar ook dan in die wêreld waar ons mekaar sê dis ons opdrag. Dis die opdrag wat ons ook van God af ontvang om 'n verskil te maak, om werksaam te wees en daar waar ons kan fondse te gee of dan self 'n hand te verleen om 'n verskil in God se koninkryk te maak. Emil Herter is die voorsitter van hierdie bediening en hulle werk regtig hard, hy en sy span, om te sorg dat alles vlot verloop. Hulle is besig ook met 'n projek waar hulle graag vir die ouer mense in Wolwedans en daardie area ondersteuning wil bied, mense wat glad nie enigsins anders ondersteuning ontvang nie, om 'n verskil ook daar te maak vir die oumas, hulle handjies te versorg en 'n toerusting te gee om hulle self besig te hou en hulle lewens te verryk. So hulle is voortdurend ook besig om nuwe maniere te ontdek om ook dan nou 'n verskil te maak. Hulle sê daar in die speech bubble daarbo 'n gemeente gevestig in die liggaam van Christus wat in geloof en diepe onderlinge afhanklikheid sy woord met passie en eer bedien. Hierso sal julle sien die missionêre uitreik. Dis al die verskillende plekke wêreldwyd waar ons betrokke is, in Oekraïne, Madagaskar, by FEBA Radio, by Makatini, Nepal, Missie Japan, OMF Japan, moslems in België en in Frankryk, en by YWAM, die program waar ons ook 'n verskil maak, saamwerk, hande vat, om dan verder God se woord te kan versprei. Plaaslik en interkerklik sal julle sien, plaaslik is die SOP-bediening, by die VGK gemeente help ons en vat ons hande, die selfhelp en by die jeug probeer ons ook dan 'n verskil maak. En dan interkerklik is dan nou die dagsorg in die ouetehuis waarvan ek nou gepraat het, die nuwe maniere waar ons graag poog om 'n verskil te maak. By Mimi Kerk om tuine te hê en dan ook te help met die SOP-bediening. So heeltyd probeer ons die getuienisbediening en ander bedieninge bymekaar ook te bring om saam hande te vat en dan 'n verskil te maak. Goed, ek dink dis al wat ons daar wil sê. Dan ons jeugbediening. En dis natuurlik iets waaroor ek baie passievol is. Al die ander bedienings is ek net so passievol, maar hierdie een lê my baie na in die hart.
En dis waar ons graag die jonger mense in ons gemeenskap op 'n besonderse manier wil bedien. Ons weet dat kategese vroeër jare 'n bietjie anders funksioneer het as wat dit nou noodwendig sal doen. Ek het al baie gehoor mense sê, en ek was self deel van daardie kategese groepe, waar ons toetse geskryf het, wat jy jou seël aan die einde van die jaar gekry het, anders kon jy nie voortgaan na die volgende jaar, en anders kan jy nie belydenis aflê nie. Nou funksioneer dit 'n bietjie anders. Ons nooi graag die kinders om steeds deel te wees hiervan. Kategese is steeds verskriklik belangrik vir ons. Dit vorm tog die basis van jou geloof. As jy nie weet wat in die Bybel staan nie, hoe kan jy glo? Maar ons wil graag op nuwe maniere die jong mense bedien, maar hulle ook leer om te bedien. So ons is baie dankbaar vir ons belydenisgroep wat vandag ook hier in die kerk is. Julle sou aan die einde van laas jaar ook gesien het, hulle help met die nagmaalbediening, wat ons iets begin uitleef van bedieningswerk, waar jy self betrokke raak, self deel raak van hierdie geloofsfamilie, waarop jy dan uiteindelik gaan beloof dat jy deel wil wees daarvan, maar dan ook wil ons unieke maniere hê oor ons hulle bedien. So ons het nuwe maniere om die belydenisgroep, ons toets dit so ver by hulle, dat ons 'n toepassing het wat hulle op hulle foon kan aflaai, dat hulle kategese daar kan doen, hulle moet ook vormpies invul, vra antwoord, en jy kan nie oorgaan na die volgende groep toe, as jy nie eers hierdie goed klaar voltooi het nie. So as iets van die ouer generasie se goed steeds in, maar ons probeer dit op nuwe maniere toepas. So ons is baie opgewonde daaroor, en ons kyk hoe dit gaan. Charles is ons voorsitter by die jeugbediening, maar julle sal sien, ons is passievol oor die bazaar. Ons het 'n fokus om graag by die bazaar nuwe maniere ook te skep waar die jong mense bedien word. Die kategese is vir ons belangrik. Ons het kwartaallikse jeugaande. Ons eerste kwartaal se speletjiesaand was 'n groot sukses, en ek wil vir die span baie dankie sê daarvoor, want ek was toe al reeds met kraamverlof en alles het net mooi voortgegaan. En dan het ons 'n gesinskamp jaarliks ook, wat ons graag wil hê die jong mense met mekaar beter leer ken en dieper verhoudings bou. Laastens wil ek net graag deel dat een van die bedieninge wat so onder my inval, deel van die kommunikasiebediening is, en ek en Dani het so saam leiding wat ons, of oorsig wat ons graag wil gee by die kommunikasiebediening, en die deel van die kommunikasie wat onder my val is die sosiale media. So ons het 'n Facebook en 'n Instagram bladsy waar ons graag so nou en dan foto's post van wat in die gemeente gebeur, of graag geleenthede adverteer. So wil julle graag nooi, as julle Facebook of Instagram het en dit wil aflaai, is jy welkom om ons te gaan volg, te kyk wat in die gemeente gebeur, maar dit ondervang geensins ons webtuiste nie. Dis die webtuiste wat dan nou onder Dani inval, so dit vervang niks daarvan nie. Dis eintlik net komplementêr om iets ekstra daar buite te hê vir 'n jonger generasie ook. Nie dat die jong mense glad nie na die webtuiste toe gaan nie, ek glo iewers is daar iemand wat daar ook gaan loer, maar die sosiale media val op die oomblik so onder my in. Maar wat ek graag dan wil vra is, as daar iemand is wat oulik is met sosiale media goed ontwerp en ietsie skep en jy wil graag betrokke wees daar, laat weet my asseblief, ek het verseker 'n paar hande daar nodig. Ja, as julle by die kommunikasiebediening net een slide teruggaan, wil ek maar net die betrokke mense daar, Karen van Ginkel en Hendrik Saaiman. Hendrik, hulle doen die opnames of donderdag of vrydag, en julle kry dit sondagoggende. So donderdag oefen ons in, en sondag is die tweede poging hopelik bietjie beter. So kom maar eerder kerk toe, maar dit is daar vir die wat by die huis is. Die waardes wat vir my mooi is wat hulle sê, is dat Christus se woord vir almal is, die deernis, hulle onderwerpe spreek dit aan, en ons webtuiste oorskry alle ekumeniese grense. Ons kry dankoffers uit die buiteland uit soms, van mense wat ons eredienste na kyk. So dis 'n manier hoe ons ook die evangelie wêreldwyd dan uitdra. En ons wys ook vir die mense dat ons saam kan kuier, na mekaar omsien. En die webtuiste word uit 76 plus lande besoek deur plus minus 40,000 mense
per jaar. Ons het dit in COVID tyd begin, toe ek vir Hendrik ontmoet het in daai tyd, en hulle het dit so uitgebou tot waar dit vandag dan is. Dankie. Kan die volgende in. Die omgeebediening, voorsitter is Corrie Pieters, is mense wat jarelank al hierdie bediening in ons gemeente ondersteun. Hulle werk elke week, pak kos, verdeel dit, groenteverspreiding, identifisering van nood, maar belangrik daar is hoe kan jy betrokke raak? Deur gebede, deur meelewing, maar betrokkenheid, maar ook die ding van oplettendheid. As jy nood raak sien, hier in ons dorp, as daar bejaardes is wat nie meer met hulle pensioene kan uitkom, wat nie genoeg kos het, wat eensaam is, so kan jy by hierdie bediening betrokke raak. Hand aan hand dan is die ondersteuningsgroep wat daarbey aansluit, maar wat hierdie groep doen, ons is 'n groep mense onder leiding van Rihanna Breers en haar span. Hulle vat mense doktersafsprake toe. So as jy nie rygeleentheid het nie, dan kontak jy hierdie bediening, of as jy 'n rygeleentheid wil aanbied, jy is beskikbaar om iemand te vat, dan gee jy jou naam op. Hulle soek elke week so iemand, ook emosionele ondersteuning, hulle het lekker funksies, ek het baie keer gesien hoe dans, Tannie Stini, sy sit daar bo wat so goed kaart speel, ek het eenslag 'n video gesien waar sy lekker dans vir 'n tannie van 90, so dit lyk hulle lekker funksies, so dit is ook lekker, so raak betrokke, en hulle vat ook mense vir inkopies. Dankie. Dan die gasvryheidsbediening, dis 'n groep mense wat, soos Janey gesê het, is deel van ons almal, maar daar's ook 'n groep wat spesifiek fokus op ons funksies, wat Michelle Roon, hulle saam met haar span doen, dis die koffie en die tee beurte, dis die leraars etes, dis nou nie dat ons eet nie, maar die ring eet elke maand eenmal by mekaar, is eenmal 'n jaar by ons, hulle het alles gereël vir die onderhoude, en baie keer die kershangdienste en alles, as jy daarby wil betrokke raak, dan kontak jy vir Michelle. Dankie. Hier is die erediens, hier probeer ons meer betrokkenheid kry, ek vergeet 'n klomp goed, so ek maar net vandag vir Johan gesê, ons tuis bietjie min, maar hy is die persoon wat verantwoordelikheid vat vir die afkondiging saam met sy span. Janey en ek is die liturg vir die dag, so dan is dit daai liturg se diens, en daai liturg besluit hoe die diens gaan verloop. Ons bied ook dienste by Groenkloof aan, en 2 maal 'n maand ry ons hier vanaf direk na die diens Groenkloof toe, om dan ook daar te preek, en ons probeer nog mense kry, dalk jonger gesigte ook, as jy van die ander mense kan aflos by die deure, dan kan jy help om daar te groet, en as jy blomme ook wil doen, dan kan jy ook jou naam opgee. Dankie. Ons is dankbaar vir elkeen van julle wat deel is van hierdie gemeente, wat saam met ons deel vorm van hierdie bedienings. En of jy formeel inskakel by 'n bediening of nie, jy het intien en al iewers 'n verskil gemaak. Maar ons wil jou regtig graag nooi om vandag na die erediens, is daar verskillende stasies in die saal waar elkeen van hierdie bedienings gaan wees, waar hulle vir jou meer inligting kan gee. So as jy graag iewers wil betrokke raak, wil ons jou graag nooi, gaan gee jou naam op. Ons gaan jou in die week hierna of 2 weke hierna kontak om te hoor waar jy wil betrokke wees, hoe jy wil betrokke wees, hoe gereeld jy betrokke kan wees. So dit hoef nie te wees dat jy daagliks beskikbaar moet wees nie. As jy 1 keer 'n jaar of 1 keer 'n kwartaal kan help, is dit ook goed. Maar ons is regtig dankbaar vir elkeen van julle, en ons wil dankie sê vir elkeen wat reeds betrokke is en reeds 'n verskil maak. Ons wil 'n oomblik nou gee waar ons gaan afsluit met die erediens, waar ons 2 na mekaar toe gaan draai vir 'n minuut lank. Bid vir die gemeente, bid vir die werksaamhede van die gemeente, vir hoe ons die gemeente finansies bestuur en bestee, dat dit alles tot eer en verheerliking van God se naam sal wees. So ons gee so 'n minuut daarvoor, dat julle 2 na mekaar toe draai, en ook saam daarvoor bid.
Daar is baie keer mense wat na vore gekom het en dan kan dit wees dat jy voel ons het jou nie gekontak om te help nie. Dit mag wees en dan wil ons sê ons is jammer as so iets sou gebeur het, dat jy na vore kom en jy wil help en ons kontak jou nooit nie. So as daar die sulkes is, dis nou ook die geleentheid om in die saal jou naam op te gee. As jy iewers wil help by die betrokke bediening, hulle sal vir jou in die saal wag en dan kan jy jou naam iewers opgee met jou telefoonnommer en ons wil graag dan jou betrek by al die bedienings wat ons dan nou vir jou gewys het. Die persoon wat in al ons eredienste ook, alhoewel ons as liturge by elke erediens voorvat, is die persoon wat agter die skerm heeltyd werk, selfs vandag vroeg ook hier, is Bles de Wet, wat altyd sorg, Vrydag kom hy kom toetsietklank, hy is voorsitter van die erediensbediening, hy maak dat al hierdie goed reg is. So hy is die persoon, as jy wil betrokke raak, ook by die klank, wat jy kan kontak. Dalk is die jong mense wat hou daarvan. Hulle kort baie keer ook mense. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly.